It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. It's Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. The Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. Oh, the blood of the disciples who died for the truth. That's the Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. Hallelujah, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. Oh yes, there's the Holy Ghost gospel. Dripping with blood. Oh, the blood of the disciples who died for the truth. There's the Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. Hallelujah, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. Hallelujah, there's the Holy Ghost gospel. Yes, it's dripping with blood. Oh, the blood of the disciples who died for the truth. There's the Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. Hallelujah, it's dripping with blood. Hallelujah, it's dripping with blood. Yes, there's the Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciples died for the truth. That's a Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. Oh yes, hallelujah, praise die Here. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie, Vader, dat ons deur u seun, ons Here Jesus Christus, tot u kan nader. Halleluja. En ons weet alles wat ons die Vader vra in die naam van Jesus, dit sal die Vader vir ons gee. Here Jesus, dankie, alles wat ons vir u vra in u naam, dit sal u vir ons doen. Here Jesus, en ons dankie. Ons kan u altyd aangaande hierdie evangelie vra. Ons kan u vra aangaande die woord van God, aangaande die Heilige Gees, aangaande die verborgenhede. Here, halleluja. Dis waarom Dawid uitgeroep het, maak my lewend na u woord. Laat dit ons begeerte sal wees, dat dit ons lus sal wees, dat dit ons lewe sal wees, dat dit ons verstand en ons wysheid sal wees. Laat dit ons alles sal wees, u onfeilbare woord. Elke woord wat u gespreek het. Ja, Here Jesus, dankie dat ons weet, ons kan daaraan vashou, ons kan dit glo, ons kan dit doen, ons kan werk daarvolgens, want die Here dit sal ons nooit op 'n verkeerde dwaalweg lei nie. Baie, baie dankie dan ook vir die Heilige Gees wat u aan ons gegee het, wat ons kan leer en lei in die hele waarheid. En Here, ons het baie maal in ons lewens self daaroor gepreek, selfs gehoor, predikers sê dit, mense sê, kinders van die Here sê dit, mooi woord. Dis nie almal wat sê Here, Here, wat sal ingaan in die koninkryk van die hemel. Maar as hulle wat die wil van die Vader doen, en Here, dankie dat die wil van die Vader lê opgesluit in die woord van God, die onfeilbare woord wat tot in ewigheid sal standhou, wat nooit verby sal gaan nie. Dit is God se volmaakte wil vir ons as mense. Die Here, laat ons nie die woord van selfsprekend sal aanvaar nie. Here, laat ons nie dink dat die woord van die Here is een of ander iets wat u gespreek het en wat geskrywe is
en dat ons daaroor 'n opinie kan lig nie. Here, ons het nie 'n opinie oor die woord van die Here nie. En Here, ons het nie die verstand om die woord van die Here reg te verstaan nie. En ons het nie die kennis om die woord reg te verstaan nie. Ons het ook nie 'n hart wat dit kan reg verstaan nie, behalwe as die Heilige Gees ons kan leer en lei in die hele waarheid. En Here, dit is so maklik dat mense kan sê, God het met my gepraat, terwyl U nooit gespreek het. Baie dankie, U het klaar gespreek. Ons het die woord, en die woord het alles in, van die begin tot die einde. En alles wat aan die einde sal gebeur is binne in die woord. En Here, nie een sal daarby verbykom nie. Baie dankie dat ons U woord in hierdie dag weer kan uitdra. En ons bid vir elkeen wat luister, laat hulle oor het wat sal kan hoor wat die Gees aan die gemeente sal sê, en laat elke woord bestryk sal wees met die bloed van Jesus, sodat net die waarheid van die woord kan ingang vind en ontkiem. En die Here, want hierdie waarheid sal ons vrymaak van alles wat 'n leuen is, 'n valsheid is, bedrog is uit die woord uit, ensovoorts. Die waarheid alleen maak ons vry. Halleluja. En ons eer U vir die waarheid wat ons in ons hande het, die geskrewe ene. O, prys die Here. Dankie vir hierdie waarhede, Here, uit U woord uit. Laat U naam verheerlik word in elkeen van ons se lewens, en ons prys U dat U woord deur die Heilige Gees se lering en leiding elke oor sal bereik, net die waarheid alleen. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag weer saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons eer die Here vir 'n voorreg wat ons het om weer hierdie evangelie te kan versprei oor Joy Gospel Radio. En ons sê vir die Here baie dankie vir pastoor Barry en sy vrou Christel, en ons weet dat die seën van die Here is op hulle, en die werk wat hulle sover gedoen het, glo dat die koninkryk van die hemele is verkondig al aan baie plekke, en ons weet dat die Here hulle dit sal seën, en dat ons nog 'n platform het waarop ons hierdie evangelie kan verkondig. Ons dank die Here daarvoor. Halleluja. Ek is pastoor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Bly daarby. Pinkster is die Heilige Gees. Die Here het gesê, ek stuur julle die Heilige Gees, en hy stuur dit toe op Pinksterdag. Halleluja. So, die Heilige Gees is Pinkster. Ons weet dat die Pinksterfees kom uit die Ou Testament uit, maar in die Nuwe Testament is die Pinksterfees na die vlees, die koring en beeste en ensovoorts, wat ook al by die Pinksterfees was, maak nie saak nie, maar wat belangrik is, ons het 'n Pinksterfees, en in hierdie Pinksterfees, halleluja, elke dag van ons lewens is daar geestelike voedsel en geestelike drank. Deur wie? Deur die Heilige Gees wat ons ontvang het, en wat ons kan leer en lei in die hele waarheid. Dis waarom ek 'n Pinksterkind is, want ek is daarin gebore. En die Heilige Gees, omdat ek daarin gebore is, deur die wedergebore, het my liggaam 'n tempel van God geword, waarin die Heilige Gees woon. En hy alleen kan ons leer en lei in die hele waarheid. Ek wil net iets aanhaal wat Paulus gesê het. Hy sê, toon my jou werke, en ek toon jou my geloof. Toon my jou geloof, en ek toon jou die werke, want die geloof sonder die werke is dood, net soos die werke sonder die geloof dood. So, as daar nie geloof is, ja, kan daar nie werke wees nie. En wat is die belangrikste deel van die geloof? Die geloof wat werke na vore bring. En dit is gehoorsaam. Jy kan in God se woord glo net soos jy wil, as jy nie gehoorsaam is nie. Is daar vir jou geen werke nie. Want as jy gehoorsaam is, dan doen jy dit wat die Here vir jou sê. En die oomblik as jy gehoorsaam is dit die teken dat jy glo God se woord in waarheid wat jou tot geregtigheid gereken gaan word. Halleluja. Prys die Here. En
om die woord van die waarheid gehoorsaam te wees. Kom maar sê, dit maak nie saak of dit jou lewe kos nie. Jy bly gehoorsaam. Halleluja. En dit is wat vir my so wonderlik is uit die woord van die Here. Nou ja, ons gaan nog aan met die wapenrusting en ons het laas keer gepraat oor wat die Here vir Adam gesê het, van al die bome mag jy eet, maar toe uit hierdie bevel het daar ook 'n mag nie gekom, jy mag nie van die bome nie wat in die middel van die tuin staan, van die kennis van goed en kwaad eet nie. En ons het laasweek ook gepraat oor die raadsbesluite van God. Ek weet, hierdie raadsbesluite is die hartslag van sy hart. Halleluja. En toe wys die Here vir my iets vandag wat baie mooi is. As ons na die liggaam van Christus kyk, hy is die hoof van die gemeente. Ja, en ons elkeen is 'n lid in hierdie liggaam. En ek het in my lewe baie keer gewonder, Here, wat is die, of wie of wat is die hart van hierdie liggaam? Halleluja. Hierdie liggaam, die liggaam van Christus, die gemeente. Wat is die hart van hierdie liggaam? En kom het na my toe deur die Heilige Gees, en hierdie woorde kom na my toe. Die raadslaag van God se hart is sy raadsbesluite. En al God se raadsbesluite is binne in die liggaam vasgevang. In die liggaam van Christus. En hierdie raadsbesluite is die hartslag van God se hart. En hy sê, Here Jesus sê, ek en die Vader in my. Nou as die Vader in Christus is, dan is die raadsbesluite die hartslag van sy hart. Dit meen, God se raadsbesluite is die hartslag van sy hart. Dit meen, die liggaam van Christus se hart is die hartslag van God se hart, van die Vader se hart. Halleluja. Terwyl die Vader in Christus is. Dit meen, as ons na die liggaam van Christus gaan kyk, Christus as hoof, is God die Vader die hart in hierdie liggaam. Halleluja. Prys die Here. Want die woord sê, uit die hart, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar word, daaruit is die oorsprong van die lewe. En dit is in my wonderlik. Die oorsprong van die lewe van die Here Jesus Christus is uit die Vader. Want hy het die Vader uitgegaan. Vader is die oorsprong van hierdie lewe. En daarom is die liggaam van Christus se hart is die hartslag van God se hart, naamlik sy raadsbesluite vir die gemeente van God, vir die liggaam van God. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Omdat God die Vader lewe sy seun, en omdat sy seun lewe ons. Halleluja, dit is so wonderlik. Die hele liggaam is die gemeente, behalwe die hart, is God se. En die hoof van die gemeente is Christus. Halleluja, ek word net vir die genoem het, want dit was vir my baie mooi. Halleluja. Sy raadsbesluite, wat is sy raadsbesluite? Dit is die oorsprong van lewe vir die mens, wat deel is van die liggaam van Christus. Sy raadsbesluite is die oorsprong van die lewe. Waarom? Want sy raadsbesluite is sy hartslag, en uit die hart uit is die oorsprong van die lewe. En die raadsbesluite van God moet ons beluister, sy woord beluister, sy raadsbesluite, ons moet dit hoor en sien wat die woord vir ons sê. En nou sê die woord, hulle het oë, en hulle sien nie, oor en nie hoor nie, verstand verstaan nie, hulle het 'n hart wat stom geword het, deur verharding, want hulle het die vermaning vergeet. En die woord sê, as jy die vermaning vergeet, dan raak jou hart hard in jou binneste. En die volk van God het die vermanings vergeet. Halleluja. Nou, drome, ek het laasweek genoem, drome is nie koring nie.
Die raadslae van God se hart bring ons op die plek waar ons verligte oë van die verstand kry om te kan sien, te kan hoor, te verstaan, 'n hart wat kan begryp en ook kan verstaan. Nou, ek wil dit sê, dat die mens wat ongehoorsaam word teen die woord van God, sy ongehoorsaamheid word, sy gehoorsaamheid word deur ongehoorsaamheid, hierdie ongehoorsaamheid raak 'n bedekking of 'n sluier van die oë, van die ore, van die verstand en die hart. Ongehoorsaamheid bring 'n bedekking of 'n sluier oor jou lewe, sodat jy nie kan sien nie, nie kan hoor nie, nie kan verstaan nie, en 'n hart wat nie kan begryp nie, 'n hart wat ook nie kan verstaan nie. Halleluja. Nou sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Die 4de vers, want die wapens van ons stryd is die vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hier kom die wonder van die saak. Die 5de vers, terwyl ons planne verbreek en skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. Hoe? Halleluja. Hierdie is wonderlik. Hoe kan ons die skanse verwyder? Hoe kan ons die vestings omverwerp? Hoe kan ons die planne verbreek? Halleluja. Het jy al gewonder? Die wapenrusting. Deur die wapenrusting. En hier is die wonder. Hy sê, tot die kennis van God. Dit met alles word opgewerk teen die kennis van God. En daar is net een ding wat al die vestings, al die planne, al die skanse kan verwyder. En dit is wat hy verder sê in dieselfde vers. Hy sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit meen ons moet almal se gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die woord. Om die woord te glo in gehoorsaamheid. Werk die vestings omver, die planne omver en die skanse. Gehoorsaamheid. Want as jy gehoorsaamheid, dan kan die duiwel nie 'n plan teen jou maak. Hy kan nie 'n vesting opwerp, hy kan nie 'n skans opwerp teen die kennis van God nie. Want as ek deur die kennis van God, hoe kry ek die kennis van God? Deur die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid. Kry ons die kennis van God. Nou, en om hierdie kennis te behou, sodat ek tot die volle kennis van die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan kom, om hierdie kennis te behou, moet ek gehoorsaam wees. Dis al wat die Here van Adam en Eva eintlik gevra het. Hulle moet net gehoorsaam wees aan sy woord. Maar ons sien toe wat gebeur toe Eva ongehoorsaam raak, toe sy sommer klaar besluier, vestings teen haar opgewerp ensovoorts. En sy eet van die vrug. Hy sê hierdie mooi woorde, 2 Korintiërs 10 vers 6. En ons gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer hele gehoorsaamheid volkome is. So die hele wapenrusting, en hierdie is vir my een van die wonderlikste dinge wat die Here vir my gesê het, die totale wapenrusting kan net jou staande laat bly teen die liste van die duiwel in die dag van onheil en jou werke bepaal aan wie jy gehoorsaam is. Dit meen die totale wapenuitrusting, die werksaamhede van die wapenuitrusting, dit wat die wapenrusting vir jou kan doen, halleluja, en vir jou gegee is, kan jy alleen hê of opneem as jy gehoorsaam word aan God se woord. Want as jy gehoorsaamheid verkry het, dan is jou werke volkome. Dit sê die woord van die Here. Wie luister vandag na sy woord? Baie. Wie is gehoorsaam aan sy woord?
bitter min. Gehoorsaamheid bepaal na wie jy luister. As jy gehoorsaam is aan die woord van God, dan luister jy na die woord. As jy gehoorsaam is aan die woorde van die duiwel, dan luister jy na die leuen. En die leuen het in ons tyd in die kerkwêreld die oorhand gekry. Want almal luister na die leuen. Dit beteken, almal wat na die leuen luister, sit sonder 'n wapenrusting. Want die leuen vat die waarheid weg, hy vat geregtigheid weg, hy vat die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede weg, die skuld van die geloof vat hy weg, halleluja. En wat vat hy nog wat? Die helm van verlossing, en wat nog? Die swaard van die gees, die woord van God wat die waarheid is. Die leuen wat jy glo in ongehoorsaamheid aan die woord van God, ontneem jou die wapenrusting en jy val vir die liste van die duiwel en in die dag van onheil kan jy nie staande bly nie. Net gou verder gaan. Halleluja. Die woord van God en die slegte saad. Ekskuus. Die saad, hier is die belangrike ding wat ons altyd moet dink. Moenie dink aan menslike saad nie. Van 'n man en 'n vrou nie, asseblief. Die saad by God is woord. Dit wat jy spreek, dit is saad. Die saad is woorde wat in jou ore uitgestort word. En dit val tot binne in jou hart, waar dit ontkiem, of dis koring, of dis onkruid, of dis goeie saad, of dis slegte saad. Die goeie saad is die woord van God en die slegte saad is die woord van die duiwel, die ou slang. En dit is waarmee Eva te doen gehad het. Sy het met die woord van God te doen gehad en met die woord van die duiwel. En wat het sy gekies? Die slegte saad, die leuen van die vyand. Deur sy listigheid. Halleluja. En die woord van God kan of deur 'n leienaar verkondig word, of deur iemand wat die waarheid verkondig. Baie interessant. Nou, die leienaar verkondig God se woord, en dit is 'n leuen, al is dit God se woord. Die ou wat in die waarheid staan, verkondig God se woord, en dis die waarheid. Halleluja. Wat interessant is, al twee die sprekers, God, die Here het in die tuin met Adam en Eva gepraat, die duiwel het in die tuin met Adam en Eva gepraat, en al twee sprekers het God se woord gebruik. Die een tot die waarheid en tot die lewe, die ander ene tot die leuen, tot die ewige dood. Wat ek nou gesê het, die totale wapenrusting kan jou staande laat bly teen die liste van die duiwel in die dag van onheil, en jou werke bepaal aan wie jy gehoorsaam is. Nou sê in 2 Timoteus 3 vers 14, maar jy bly in wat jy geleer het, waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Hy sê die volgende vers, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwys en geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk. Wat het ons nou gehoor van volkomendheid? Wat het ons gehoor? Die wapenrusting, gehoorsaamheid. Wanneer ons gehoorsaamheid volkome is, nou sê hy hierdie mooi woorde. Halleluja, wil dit net weer lees. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Om volkome te wees, moet jy gehoorsaam wees. En nou gaan hy verder en sê in Openbaring, skryf aan die engel van die gemeente van Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy lewe en jy is dood. Hier is die grootste skok in my lewe gewees. Want ek het nooit geweet, hoekom sê die woord, jy die naam dat jy lewe, maar jy is dood nie. Ek wil net gou verder lees.
tweede vers. Wees wakker en versterk die wat oorgebly het, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Wat is my volkome werke? Hoe bepaal ek my volkome werke? Daar's net iets wat my volkome werke bepaal, en dit is gehoorsaamheid in die waarheid van God se woord, en ek moet dit glo met alles wat ek het. Dit meen gehoorsaamheid bepaal of ek volkome kan word. En as ek nie volkome is in gehoorsaamheid, dan is ek dood. Ek sê ek lewe, maar ek is dood. Of soos die skrif sê, daar is baie wat op die punt staan om te sterwe. Hy sê die derde vers, onthou hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word, nie sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar nie dink dis die wederkoms nie. Die Here kan enige dag op jou afkom. Halleluja. Onthou dit wat ek nou sê. Om jou werke volkome voor God te stel, kan alleen deur gehoorsaamheid aan die woord van God gebeur. Halleluja. En dis die kerk se grootste probleem. Dis waarom hulle dood is, want hulle is nie meer gehoorsaam aan die volle waarheid van God se woord nie. Vader, baie dankie sê vir u woord wat bly vir ewig. Dis die hartslag van u hart wat die raadsbesluite in die gemeente is. En Here, die wapenrusting is deel van die raadsbesluite. En die belangrikste is, ons moet gehoorsaam wees aan u woord om volkome te word. Seën elkeen dan so in Jesus se mooi naam, en ons prys u daarvoor. Amen en amen.